geen kwitansie in hierdie hof nie. Een man loop een oggend deur 'n besige Londense straat, waar hy skrane, bale uit pakhuise laai. In sy haastigheid, kyk hy nie waar hy loop nie, en kry van 'n huiskraan se haak 'n pynlike hout teen die kop. Kwaai woorde word gewissel, die huiskraanoperateur kry 'n vuishou, en nie te lang daarna nie, staan die man voor die landdros, 40 shillings of 7 dae, was die kortaf vonnis. Maar op daardie oomblik tree 'n man na vore, sê dat hij die eienaar van die pakhuis is, en dat hij die boete zal betaal, alhoewel hij niet verantwoordelijk was nie. Toe hij klaar betaal het, vra hy, kan ek 'n kwitansie kry, asseblief? Ons gee nie kwitansies in hierdie hof nie, antwoord die magistraatsklerk. Daardie man wat daar vry kan uitgaan, is jou kwitansie. Zonder dat hij daarvan bewus was, het die klerk ons bewys op 'n lewensbelangrike feit. Die landswet is oortree, die skuldige is in hegtenis geneem, hy kon slechts vrygelaat word deur 'n boete te betaal of deur 7 dae in die tronk te sit. Die man teen wie hy oortree het sy boete betaal. Die feit dat mannen van die gereg hom vrygelaat het, was bewys dat die wet nou tevrede was, met die verloop van die gereg. Dit illustreer wat geskryf staan in Romeine 3, waar Jood sowel as nie Jood, saam in die beskuldigde bank van Godse hof, te staan kom. Die klagstaat dra 14 klagte, jy kan hulle tel in verse 10 tot 18, en die uitspraak wat gelewer word, skuldig. Maar in plaas daarvan dat God, die rechter, die swart mis opzet in die hele wereld tot die eeuwige dood verdoen, gebruik hy 'n nuwe woord, vir die eerste maal in hierdie brief, genade. Dis onverdiende guns. Ons hoor dat iemand anders ons straf wil dra, dit inderdaad alreeds gedoen het, en dat sy betaling van ons skuld aanvaar is. Nou kan iemand wat in Jezus' naam vergifnis vra, vrygespreek word. En aan die einde van hoofstuk 4 lees ons, hy is oorgelewer terwille van ons misdade, en opgewek terwille van ons regverdigmaking. Dit is geen nuus voor almal wat besef dat hul sondes straf verdien. Vrijheid en eeuwige geluk met Christus is een waarborg voor almal wat hul vrymaking deur God aanvaar, op grond daarvan dat Christus die straf voor ons sondes gedra het, sy doodskreed, dit is volbring, het uiteindelik aan die eise van die wet voldoen. Sy opstanding en hemelvaart naar die rechterhand van God, is jou kwitansie. Geen ander kwitansie word in hierdie hof aanvaar nie. God het ons dan nou vrygespreek omdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God, deur ons Here Jezus Christus. Romeine 5, vers 1.